Ons word vandag bederf met Lisa de Tooy en sy is hier om vir ons haar storie te vertel. En ons gesels bietjie oor kanker en die pad wat sy al gestap het. Welkom. Dankie, dis lekker om bietjie by julle te kan wees en bietjie my storie te kan deel. Ons voel geëerd. Lisa, vir die wat jou goed ken, hoe gaan hulle jou beskryf as mens? Sjoe. Kyk, gewoonlik is die woorde wat ek hoor, jy's so sterk en jy's so positief en jy's 'n voorbeeld vir ons en yes, dis lekker om dit te hoor en ek probeer regtig hard. Ek probeer hard om aan die positiewe kant van alles te bly. Maar dit is moeilik. Dit kom nie maklik nie. Dit kom nie elke dag dieselfde nie. En dis moeilik om 'n smile op jou gesig te sit as jy eintlik net wil gaan en skree daai dag. Maar ja, ek voel ek is 'n sterk persoon en dis nie as gevolg van my nie. Dis as gevolg van God wat ek weet nie, hy werk 'n miracle deur my want die feit dat ek nog nie my hare uit my kop uitgetrek het nie, is amazing. Sterk en positief. Ja, hy is verseker getrou. So vat ons terug na jou lewe voor enige van hierdie. Hoe het jou lewe gelyk op daai stadium? Joe, voor alles begin het, was ek niet terug in Pretoria begin werk in iets wat glad nie ek het in finansies begin werk en ek het skoonheid geswat. So dis nogals my uit mekaar uit. Geloof wat ek doen want dit was 'n nuwe challenge. Ek was 'n nuwe mamma. Kleintjie gehad op daai stadium wat net so oor die 2 was. Dit was rof. Dit was nie elke dag maklik nie. Maar ek mis eintlik daai dae want dit was so maklik en as ek nou moet terugdink, dan dink ek by myself, "Sjoe, die goed waaroor ek daai tyd ge-worry het, is eintlik niks om oor te worry nie." Ek het ge-worry oor wat se skool gaan my seentjie toe en gaan ek die beste vir hom kan gee en ek het nooit gedink aan ek gaan nie daar wees nie. Ek het altyd net gedink dat weet normale goed. Ek het geleef op Red Bull en 2-minute noodles want hoekom moet ons gesond eet? Jy weet dit is mos nou jy's jonk, hoekom worry jy daaroor? Maar ja, dit was hard gewerk, beste mamma probeer wees wat ek kon, beste vrou probeer wees wat ek kon. My man het baie getravel, so ek was baie alleen gewees. Maar ja, dit was beter tye as ek nou terugkyk. Wanneer het jy gevoel iets is nou nie reg nie? Is daar iets wat jy agtergekom het of iets wat jy dalk geïgnoreer het in jou lyf? Hoe het jy hierdie wat Ek het moet gebeur? sê, ja, ek het seker 2 jaar voor ons getrou het ek my gewone gynae opvolg gedoen en hulle het papsmeer gedoen en daar was abnormale selle gewees. Niks seer of enigiets snaaks gevoel nie, dit was maar net die abnormale selle. En dokter het vir my gesê, is niks om oor te bekommer nie. Weet, die telling is nog nie op 'n punt waar jy hoef te worry daaroor nie. Maar natuurlik het ek mos nou gaan Google, soos wat ons almal doen. En die goed wat hulle vir my gegee het, was die HPV-virus. So, yes, ek voel daar's baie mense wat dit heeltemal uit verband uitdruk en wat dit nie verstaan nie. En ek het al met 'n paar vrouens gepraat wat regtig hysteries gaan, want die eerste oomblik wat jy hoor HPV, dan dink almal dis 'n sexual transmitted disease. Een van die forme is ja. Maar die tipe 16 en tipe 18 is spesifiek servikale kanker. Dis abnormale selle wat lei tot dit. So almal dink dadelik as jy vir hulle sê jou storie het begin by 'n HPV-virus, dan dink hulle dadelik, "Joe, wat nou?" En dit was glad nie so nie. Dit was niks wat ek verkeerd gedoen het of geëet het of geniks het nie. Dit gebeur. Die selle kom of dis nie daar nie. Soos wat ons kanker aan almal van ons, party se is aktief en party se is nie. So ek het obviously gaan research doen en gaan myself mal gemaak. En ek het elke 3 maande gegaan vir 'n papsmeer en dan is die antwoord net nee, die tellings is nog nie hoog genoeg nie. En op 'n stadium toe kon ek dit net nie meer aan myself doen nie. Ek kon net nie meer elke 3 maande gaan met hierdie wolk wat bo oor my hang nie. En ek het op daai stadium vir my man gesê, weet jy wat, ek gaan nie meer gaan toets nie.
as dit dan so is dit so, maar ek kan nie elke 3 maande deur die emotional rollercoaster gaan vir die talent is daar, maar is nog nie hoog genoeg nie. So toe het ek dit so 6 maande gegee, toe het ek weer gaan toets en toe is dit weg. Toe is alles skoon. Okay. Toe dog ek, okay, goed, jy weet, dan is ons nou fyn en ons gaan aan. En, ja, joh, van daar af was dit rustig. Ek het nie seer gehad nie, ek het nie snaaks so goed gevoel nie. Ek was normaal. En ons het besluit, jy weet, ek na ons eerste seentjie het ons dan besluit, alright, ons gaan probeer vir babatjie nommer 2. So, teruggegaan na die gynae toe en vir haar gesê, ek wil die Mirena laat uithaal en toe sê sy, ag, dan doen ons sommer 'n skraap en ons kyk weer endometriose want ek het dit gehad voor my seentjie ook. Ons kyk dan sommer brand die endometriose af. Ons doen die hele storie. Ek sê toe nee, okay, great. So gegaan, geweet, okay, hulle gaan Mirena uithaal, jy gaan bietjie seer hê, jy weet, ons gaan aan. En toe ek wakker word, toe sê die dokter vir my, sy biopsie nooit nie, maar daar was 'n kolletjie en iets het net vir haar gesê sy moet dit biopsie. Ek sê toe vir okay, jy weet, no problems, ek is nie bang vir iets nie, so dis fyn. En seker 'n goeie 3-4 dae na dit, toe droom ek die aand en ek droom van waar my volgende kind se kamer gaan wees en dit gaan 'n dogtertjie wees en haar naam gaan Lee wees. Dit staan groot op die deur geskryf en ek het gedog, ja, okay, my drome is nou so 'n bietjie jumping the gun, so ons is nog nie swanger nie, ons werk nog daaraan. En ek het die oggend wakker geword en toe kry ek 'n SMS wat sê my pap se resultate is skoon. En ek het dadelik my ma gebel, my beste vriendin, my sielkundige, kyk, sy's alles. En ek het haar gebel en vir haar gesê, begin so lank bid vir babatjie Lee. En sy het my gesê, maar wie is Lee? Ek sê, vir haar, dis die dogtertjie wat ek gaan hê. En sy sê toe, nee, okay, is reg. En ja, seker so 12 se kant, toe bel die dokter en sy wil net my biopsie met my bespreek, maar kan ek inkom kamers toe? Ek sê toe, ja, is fyn. En hulle vra vir my, gaan jy alleen kom? Ek sê, ja. Ek dog toe nou bedoel hulle, kan ek al bestuur na die operasie? En ek kom toe daar aan en praat met die sekretaresse soos altyd. Ek is my hele swangerskap saam met hulle so deur, so hulle ken my toe nou al. En gaan toe nou in by die dokter en sy kyk my sin, sy sê vir my, Lisa, ek sit al van 2 uur vanoggend af wakker en ek weet nie hoe om hierdie vir jou te sê nie. Ek sê van, nee man, sê dit net, dis fyn, sê dit net. En sy kyk my sin, sy sê vir my, sis, jy het kanker. Jy gaan nie weer 'n kind kan hê nie. En in daai oomblik het ek nie geweet wat om te sê nie. Ek het nie geweet hoe om te reageer nie. Moet ek vra, moet ek stil bly? Moet ek huil? Moet ek jy is letterlik, dit voel of 'n trein jou tref. Jy het geen idee. Ek het nie eens geweet waar om te kyk nie. Ek het nie geweet of om te gaan in die oë kyk of in daai oomblik is jy so stil geslaan dat jy voel of jy nie kan beweeg nie. En ek het gesit en sy het begin verduidelik van waar die selle is en sy het die papiere uitgehaal van die research wat sy gedoen het. En halfpad deur toe sê ek vir haar, sorry, jy kan maar ophou praat want ek luister nie meer nie. My ore is toe, ek blackout heeltemal. En sy het dadelik vir my gesê, kan sy my ietsie spyt laat ek kan rustig wees, wil ek 'n rukkie eers daar by hulle sit. En ek het gesê, ek wil huis toe gaan, ek wil in my huis wees. En soos wat ek uitgeloop het die sekretaresse my so gekyk met trane in hulle oë. En ek het eens vir hulle gesê, as julle huil, gaan ek huil. Ons kan nie nou huil nie. Ons kan nie. En ek het uitgeloop by die deur en dit was so lang gang wat ek moes afloop. En daai het regtig vir my gevoel asof ek kom net nie aan die einde van die gang nie. Ek loop en ek kom nêrens nie. En ek het dadelik my man gebel. Hy was met oorseese kliënte besig om te travel. Hy was aan die ander kant Rustenburg. En ek het hom gebel en al wat ek kon uitkry is, ons gaan nie nog 'n kind hê nie, ek het kanker. En ek het begin huil en ek kon nie verder praat nie. En
as ek moet terugdink, dan sou ek dit op 'n ander manier vir hom wou gesê het, want ek kan net imagine om daai foonoproep te kry en dit is wat jou vrou vir jou sê en jy's nie by hom nie en dit was rof op hom gewees. En hy het nog gepraat en toe het hy die foon neergesit en daarna toe bel my ma my en sy sê vir my, jy hoef nie met my te praat nie, jy hoef niks vir my te sê nie, hou my net op loudspeaker totdat jy by die huis is, dat ek net weet jy is veilig. En ek het teruggery huis toe en ek kan eerlik word nie vir jou sê hoe het ek by die huis gekom nie, want ek kan niks van dit onthou nie, dit is heeltemal 'n blank. En toe ek by die huis aankom, my seentjie was op daai stadium nog by die huis gewees en hy het gehardloop, "Mamma!" En ek het hom opgetel en ek het hom so styf vasgedruk en in daai oomblik het ek net ek kon nie hom vashou nie, ek kon nie asem kry nie. En ek het hom net so vir die nanny gegee en ek het in die kamer gaan lê en ek het hysteries begin huil. En dit was seker 20 minute later toe stop my man by die huis. So ek weet nie hoe het hy van Rustenburg af tot in Pretoria toe so vinnig gekom nie, maar ons vra nie die vrae nie, daar's darm niks spoedboetes gewees nie, so ons is alright. En hy het ingeglip en hy was kwaad, want sy eerste reaksie is, hoe kan hulle vir jou dit alleen sê? Jy was alleen daar, jy moet alleen deur hierdie goed gegaan het, hoekom het hulle nie vir jou gesê, jy moet iemand saambring nie? En my reaksie was, wat moes hulle vir my gesê het, hoorie, ons gaan vir jou slegte nuus gee, bring iemand saam. Dan sou ek nie gegaan het nie. Of moes hulle vir my sê, hoorie, ons gaan vir jou sê, jy het kanker, so bring iemand saam, dat as jy mekaar sak, dat jy iemand by jou het. Maar in daai oomblik het ek nie verstaan hoekom hy kwaad was vir my nie. Maar hy was nie kwaad vir my nie. Dit was net sy protective instinct wat ingeskop het. En ons het al lank al aan sit en kyk ons terug en ons dink terug aan hoe alles gebeur het en daar's soveel ander maniere wat ons dit sou wou gedoen het en vir mekaar sou gewou gesê het, maar in die oomblik is dit wat dit is. Hy het dadelik die dokter gebel en sy dieselfde storie vir hom vertel as wat sy vir my vertel het. En ek dink om dit die tweede keer te gehoor het, was vir my half, ek kon 'n bietjie meer inneem van dit, want toe het ek klaar my hysteriese huil agter die rug gehad. En ek kan nog onthou, ek het in die sitkamer doodstil gestaan, ek het nie geweet of ek moet inloop of uitloop nie. En toe ek omdraai, het is my ma, my pa en my broer daar. En kyk, hulle is nog altyd, dis my, ek weet nie wat om hulle te noem nie. Hulle is nie net 'n support system nie, hulle is my hele lewe lank nog daar vir my. En geloop en om my gestaan en my vasgehou en ons het almal net gehuil. En die dokter het dadelik vir my gesê, sy kan vir my 'n afspraak maak by 'n ginekologiese onkoloog. Hy is 'n professor en hy doen dit al vir jare. Hy konsentreer slegs op kankers. En ja, ek het die volgende dag het ek hom gaan sien. Nog steeds nie regtig geweet wat gaan aan nie. Hom gaan sien, met hom gepraat en sy eerste vraag vir my was, is dit vir jou belangrik om nog 'n kind te hê? Is dit vir jou 'n prioriteit? En ek het vir hom gesê, dis vir my 'n prioriteit om 'n ma te wees vir die kind wat ek het. Want ek gaan nie 'n kleintjie los. Ek wil nie my kind los nie, ek wil daar wees vir hom, ek wil alles doen vir hom wat ek kan. En sê ek vir hom, is daar 'n kans dat ek dalk nog 'n kind sal kan hê? Toe sê hy vir my, dat hang alles af van waar die kanker is en hoe groot die gewas is. So, toe het ons dadelik sy swanger gaan doen en hy het alles gemeet en everything en toe was dit 'n 1.2 centimeter gewas in my cervix. So, toe sê hy vir my, in die operasie gaan hy dan en hy sny rondom die gewas en dan toets hulle daar terwyl hulle besig is, dan toets hulle die buiterand. So as die buitekante dan skoon toets, laat daar nie kanker is nie, dan werk hulle 'n steek in, so jy kan swanger raak, maar jy kan 'n babatjie verloor, maar die opsie is daar. As hulle dit daar toets en die buiterand het toets positief vir kanker, dan haal hulle alles uit. So, ek doen nie goed met, ek gaan in vir 'n operasie en ek weet nie hoe kom ek daar uit nie. Toe sê ek vir hom, okay, en ek moet die papiertjie teken wat sê, wat ook al jy sien, jy maak die besluit. So dit was nogals vir my, dit was vir my moeilik. Ek is 'n
baie OCD persoon. Ek hou daarvan dat my goed mooi uitwerk soos dit moet. Ek hou daarvan om te weet wat om te verwag. En hierdie het my heeltemal uitgenak. En toe moes ek die scan gaan doen, daai selfde dag nog. En toe wil my mediese fonds nie die scan goedkeur nie. Want jy's 28, so hoekom sal ons nou 'n scan goedkeur vir dit? En jy weet, jy's nog jonk, jy's veronderstel om hierdie goed te hê nie. So toe is dit 'n betleierery met die mediese fonds en ek is terug na die dokter toe ek sê vir hom, hoorie, wel, hulle wil nie die scan doen nie, so ek weet nie wat nou nie, want my teatertyd is die volgende dag 4:00. Ja. En hy sê vir my, ek neem jou 6:00 op en ek doen die scan in die hospitaal. Ek sê nou, okay. Nou as jy klaar gestres, dis dat jy het al gedink, okay, jy gaan die scan doen en jy gaan dan aangaan en jy gaan ten minste 'n paar dae hê om te prosesseer wat gaan gebeur. En nou is dit, jy word gescan die oggend, jy word geopereer die middag. So het ek toe die oggend by die hospitaal aangekom, hulle het my toe nou gevat vir die scan, vir my man gesê dit gaan net 'n halfuur wees. En ek raak aan die slaap in 'n scan, ek weet nie, daai gedoef wat die masjiene maak my dadelik aan die slaap. So ek het aan die slaap geraak in die scan. En toe ek uitkom, toe is my man se oë so groot. Ek sê vir hom, wat nou, is jy okay, wat het gebeur? Nee, dit was 'n uur en 'n half. Toe het hulle my 3 keer gescan, om seker te maak hulle kry alles. Toe is ek terug op na die saal toe, ek het daar gelê en gewag en begin sleg voel, want nou het ek 10:00 die vorige aand al opgehou eet en drink en alles, en ek is baie lief vir my koffie, so ek ruik koffie in die hospitaal en ek kan dit nie drink nie. Ja, en seker so een kant, toe sê ek vir hom, gaan haal my ma, ek kort my ma, ek moet haar nou sien. En hy het al gaan haal, en toe hulle terugkom, toe lyk ek 20 keer erger, want toe het ek begin opgooi, en ek het kopseer, en ja, dis dit die slegte kant van alles. En seker so 20 voor 4, toe kom die dokter op, en hy sê hy wil met my en my man praat. En ek het die hele aand voor die tyd het ek gedroom, en ek het vir God gesê, gee net vir my iets, wys my net ek doen die regte ding. Ek is so bang, doen ek hierdie nou als oor kop, moet ek eers bietjie wag, wat moet ek doen? En ek het die hele aand net gedroom van die nommer 2. Niks ander info nie, niks anders, en hy praat met my in drome, so ek was 'n bietjie kwaad geweest, want ek slaap vir 8 ure, jy kan vir my meer as net 2 gee, come on. En ek het, toe by die dokter in is, toe sê hy vir my, ja, hy het nou by die spesialis gesit wat die scan gedoen het, en hulle het daai scan uit mekaar uitgehaal, en gemeet en alles, en dit is my keuse, of hulle alles uithaal of nie, want die gewas is groter as wat ons dit gesien het op sy sonar. En ek sê toe vir hom, okay, so hoe groot is die gewas? Toe sê hy, nee, dit is so 4,5 centimeter. Wat, as jy gaan kyk hoe groot die cervix eintlik is dit die hele ding. En ek het vir hom gesê, alright, wel, jy doen al hierdie tipe goed vir langer as wat ek oud is. Ek is 28, hy doen dit al vir oor die 30 jaar. Sê ek vir hom, tot op hoeveel centimeter toe is jy gemaklik op net die gewas uit te haal? En hy het my so gekyk en hy het vir my gesê 2 centimeter. En dit was asof God my met die Bybel geklap het op haar oomblik en gesê het, hy sê, hier is jou 2. En ek het hom so gekyk en ek het vir hom gesê, haal net alles uit. En my man het my so gekyk, want ons het eintlik die hele ding gedoen om nog 'n kind te hê. En ek het vir hom gesê, ek gaan nie 'n sieklike mamma wees nie. Ek gaan nie 'n babatjie verloor nie. Ek gaan nie my liggaam deur daai sit. Ek gaan nie my familie deur daai sit nie. En as ek swanger raak en hulle toets iewers tussendeur kankerselle, dan aborteer hulle. En daar's nie 'n manier wat ek dit gaan doen nie. Ek kan nie. En dis my besluit dan ook om aan te gaan met die swangerskap. Maar ek gaan dit dalk nie deur die swangerskap maak nie. So los ek nou my man met 'n pasgebore baba en 'n 2-jarige. Dit was nie vir my fair nie. Dit was nie in daai oomblik, ek weet nie,
dit was asof ek 'n moment of clarity gehad het, en ek het vir hom gesê, "Haal net alles uit." En hy het vir my gesê, "Okay, dan verander jou hele operasie. Ons sny dan bo oop en ons haal uit." Ek soos, "Sjap, doen dit." En ek het teruggeloop, ek het op die bed gesit en hulle het die kante opgetel en ek's teater toe. Daar was nie tyd om gou-gou te dink, jy weet, "Joh, okay, wil ek dit doen, wil ek nie, hoe gaan ons dit doen? Wil ek 'n paar dae daaroor dink?" Daar was nie tyd nie. En as ek nou terugdink, is ek actually bly daaroor dat dit so vinnig gebeur het en dat ek in daai oomblik die besluit gemaak het en dis wat ons gedoen het. Dat ek nie nog 3 ander dokters gaan sien het en myself emosioneel deur nog meer gesit het nie. So ja, dis ons in die teater in en ek kan net onthou die arme susters het vir my gesê, "Jy weet wat ons nou gaan doen?" En ek het vir hulle gesê, "Ja, julle gaan die fabriek uithaal." En hulle het my so gekyk en hulle het vir my gesê, "Jy's baie rustig." So ek wil dit help, ek freak uit nou nie. Dit moet gebeur. So hier gaan ons. En ek kan nog onthou die dokter het vir my gesê net voordat hulle die narkose en die goed gedoen het, sê hy vir my, "Ja, hier binnekant hanteer ek jou asof jy my vrou is. Ek doen vir jou wat ek vir my vrou sou gedoen het." En dit het vir my so baie beteken dat dis nie Ja. net jy's nie net nog 'n nommer nie. Jy is nie net Ja. nog 'n operasie nie. Hy sien jou as vrou en hy verstaan dit is vir jou ernstig en dis vir jou erg. En ja, dit was nogals 'n rowwe ouetjie gewees, want toe het hulle van heup tot heup oopgesny. Ja. En hulle het alles uitgehaal. Hulle het my ovaries gelos, omdat ek nog so jonk is, laat ek nog ten minste semi-hormone kan hê. Hulle het limfnodes ook uitgehaal, want toe is die limfnodes ook al opgeswel en obviously al jou gifstowwe moet dreineer deur die limfnodes. So hulle wou dit toe nou ook uitkry en toets en seker maak dat dit nie al in my limf is nie. So ja, dit was rof. Toe ek wakker word, het ek 'n kateter in. Ek moes vir 7 dae in die hospitaal met die groot katetersak wees. En ek moes vir 7 dae by die huis met die katetersak wees. So dit was 'n aanpassing om met die groot sak, hy mag ook nie te laag sak nie, hy moet 'n sekere hoogte wees. Nou moet jy gaan shower, jy kan nie alleen shower nie, want jy kan nie die ding vashou en jou hare was en jou lyf was nie. Jy raak goed geïrriteerd. Jy moet daai pressure kousies, daai wonderlike wit sykousies aan hê. Jy moet jouself spuit vir bloedklonte. Dit was baie om te doen op 'n 28-jarige. As ek sit en terugdink, dan dink ek, "Joh, ek weet nie hoe ek dit gedoen nie. Ek kan eerlikwaar nie vir jou sê waar het ek die krag gekry. Ek weet ek het die krag van God af gekry, maar waar het my liggaam die krag gekry om aan te gaan nie?" En ja, my seentjie het 'n baie weird potty training gehad, want hy het gepotty train met mamma met 'n kateter. So dan my sê hy, "Mamma goodness. mamma piepie." Dan sê ek, "Okay, piek 'n boom, vat 'n boom." Dan hardloop ons na 'n boom toe, dan piepie hy en dan piepie ek ook nou, dan maak ons nou die sakkie leeg en hy onthou dit tot vandag toe. Hy's nou 9 en ek het nie gedink dit gaan iets wees wat hy gaan onthou nie. Ek kan niks onthou van toe ek so klein was nie. Maar hy onthou dit. Dit was vir hom 'n bonding experience. So hy sien ook daarmee positiewe goed in die lewe raak. Maar ja, dit was rof. Dit was rof om deur al daai goed te gaan. En al jou ander vriendinne weet nie regtig hoe om jou te help nie. Dit was moeilik en ja, om 'n supportgroepie te kry was net so moeilik, want nou is ek in 'n posisie waar ek 'n hysterektomie gehad het en enige supportgroepies daar buite is vrouens van 50 en op, wat tog te dankbaar is, hulle het 'n hysterektomie en hulle hoef nie meer met hulle periods te sukkel en ek huil daaroor en ek bid vir 'n period en jy weet, ek was heeltemal omgeslaan. Ek het nie woorde gehad om eers vir myself te kon probeer verduidelik het waar of ek kom of gaan en hoe ek voel. Dit was my moeilik om vir myself te admit that it is not a good day. Want ek het altyd probeer positief wees en probeer, great, hier gaan ons gaan aan, ons staan op en hier teen 10 uur is ek nie meer lus om
wakker te wees nie, en dan moet jy pynpille drink, want jy het hierdie operasie gehad, jou binnengoed voel of het gaan uitval. En as jy daai pille sluk en jy staan met al daai pille in jou hand, is dis so maklik om daai besluit te maak van, kom ek sluk hulle net en is oor en verby. Ja. Dis 'n challenge om hulle terug in daai botteltjie te sit en te sê, nee, duiwel, nie vandag nie, not today. En dis 'n challenge waarmee ek nog elke dag sit. Dit is nie iets Ja. wat net weggaan nie. Dis 'n moeilike besluit, want van daai dag af is jou hele lewe anders. My 5 jaar plan is 'n 0 jaar plan. Ek het daar geleer dat ek beplan niks meer nie. Ek gaan letterlik net aan. Ek word wakker en ons kyk wat het vandag vir ons in beheer. Ek het nie meer daai OCD van, jy weet, ek kan 'n week vooruit beplan nie. Jy kan nie. Jy weet nie wat gebeur nie. En dis 'n moeilike ding om aan gewoon te raak. Dis nie iets wat ek weet tot vandag toe nog nie eintlik hoe om time management te doen nie. Van daai dag af het alles verander. Is ek reg om te sê dit is 'n servikale kanker wat jy gehad het? Daai was toe nou spesifiek servikale kanker gewees. Goed. En was daar behandeling na die chirurgie? Hulle het net geopereer want op daai stadium het hulle als hulle uitgehaal het hulle getoets ook. So dit was al aan die binnekant van my baarmoeder ingewees ook. So die dokter het na die tyd dat hy vir my foto's gewys van hoe dit lyk. Dit is nogals 'n scary ding om te sien. So dit was binne in my baarmoeder ook en dit was besig om al aan die buitekante ook te wees. Ja. So waar jou endometriose lyk eintlik maar soos 'n rankplant op jou baarmoeder, het hierdie gelyk soos 'n rankplant met steekseltjies, wil ek sê. Dit was 'n punterige goed wat tot aan die buitekant toe al begin het. So ek sou nooit weer 'n babatjie kon gehad het nie. Dit sou nooit gebeur het nie. En ek sou eintlik inwendig begin doodbloei het, want al daai sou die res van my organe ook al begin aantas het. En ja, daai operasie het eintlik my lewe gered. Daai besluit van haal alles uit, het actually die grootste verskil in my lewe gemaak ooit. Hoe staan jy op na daai groot droom wat jy met jou ma deel? Daai groot droom wat jy het, daai verwagting in jou gees. Hoe het jy dit verwerk? Watse metodes het jy gebruik? Watse ondersteuning het jy gebruik? Eerlikwaar, vandag hier waar ek sit, ek voel nie ek het dit al heeltemal verwerk nie. Ek het na die operasie alles, nou as jy 6 weke by die huis, jy moet herstel. En ek loop elke dag verby die kamer waar ek die droom gehad het van hoe haar kamer gaan lyk en wat haar naam gaan wees. En ja, dit is, kyk, ek droom nog steeds daarvoor. Ek is nog steeds open as enige iemand 'n dogtertjie, asseblief donate, ek is hier so. ek het nog steeds daai droom en maar ek het nog steeds daai, ek wil sê daai visie is nog steeds daar. Ek bly nog steeds, ons bly nou nog in die huis waar ons gebly het. Daai kamer is nou ons kantoor. Dis moeilik. Jy dink elke dag daaraan en jy probeer om die positief te sien en weet jy wat, ek het nie die dogtertjie nie, maar ek is nog hierso. Ja. Dis moeilik. En al my vriendinne op daai stadium het getrou en hulle was toe gesukkel om eerste babatjies te hê. En my beste vriendin op daai stadium wat saam met my gewerk het, dit was vir haar verskriklik moeilik, want sy het saam met my deur al hierdie gegaan. En toe ek die Januarie terug moet gaan werk toe, het ek en sy altyd in ons lunchtyd het ons gaan shopping doen, en ek het nog daar uit Checkers uitgeloop, en sy het vir my gesê, yes, ek weet nie, jy weet, as ek swanger is eventually eendag, hoe moet ek het vir jou sê, ek wil jou nie seermaak nie, ek wil nie, toe sê ek vir, ek gaan dit saam met jou geniet, asseblief moet my nie uitsluit nie, trek my in by alles, ek wil deel wees van alles, en sê dit net vir my, moenie weird voel nie, moenie bang voel nie, sê dit net, en sy het my so gekyk en sy het vir my gesê, okay Lisa, ek swanger, en ek het gestop met my Checkers trolley, en ek het al so gekyk van, rarig?
En sy het my so gekyk, sy soos, "Ek het nou net uitgevind ek's 3 weke swanger." En ek het Oh. uitgefreek en ek het op en af gespring en ek het haar gedruk en na die tyd het ek gehuil. Ek het my oë uitgehuil. Oh. En sy het my net so styf vasgehou en sy het gesê, "Ek is so jammer." Sê ek vir haar, "Moenie sê jammer nie. Asseblief moenie sê jammer nie. Ek moet met hierdie deel. Ek moet deur hierdie kan gaan. Dit gaan deel wees van my lewe. Ek gaan nie Ja. elke keer in sak en as kan gaan huil en die mense rondom my moet te bang wees om met my te praat nie." Mhm. So dit was moeilik. Dit was my moeilik geweest om vir my vriendinne te wys ek is happy vir hulle, maar binne in Ja. my breek ek stukkies af. Ek het in daai 6 weke wat ek by die huis was, die een dag het ek net begin huil en ek kon nie ophou huil nie. En ek het vir my man gesê, "Sorry, maar ek moet plan maak. Ek moet iewers by iemand uitkom wat vir my kan goed leer, sodat ek kan deel met dit. Mhm. Sodat ek kan aanbeweeg, want ek gaan nie vir die res van my lewe sit en huil hieroor nie, ek kan nie." En ons het die besluit gemaak dat ek myself gaan laat opneem. Ek was na Swavel Stream toe. Hulle is amazing. Dit is regtig die beste plek wat ek op daai stadium nodig gehad het in my lewe. En ingeboek alles. En dit was moeilik want nie almal het verstaan hoekom ek Ja. dit doen nie. Daar's mense wat gedink het like dis onnodig. Hoekom jy soek aandag, wil ek sê. En dit was moeilik vir my om te admit ek het hulp nodig, want ek is altyd die Ja. sterk een, ek is altyd die een wat daar is vir almal, ek is altyd die een wat 'n plan maak en ek kon nie vir myself daar wees nie. En ja, ingeboek alles, psigiater daar gesien, hulle het my dadelik op al wat 'n pil is gesit. Ek was op 'n mood stabilizer en 'n antidepressant en 'n slaappil en 'n you name it. Dit was moeilik, dit was nie vir my lekker nie, want ek is 'n persoon wat ek wil my emosies voel. Ek wil dit voel, ek wil deur dit werk, ek wil weet waar ek staan. En dit was moeilik om te admit dat ek myself kan nie hierdie doen nie en my lyf weet nie hoe om hierdie te doen nie. En ek gaan nog onthou die girls met wie ek was, hulle het vir my gesê die eerste aand toe sê hulle vir my, "Daai klein pilletjie moet jy in jou bed lê en hom dan drink." En ek was soos, "Nee man, dit kan nie so sterk wees nie." Ek het wel gesê, "Nee man, ek gaan hom drink en dan gaan ek gou shower." En hulle sê, "Okay, maar los net die shower se deur oop, laat ons by jou kan uitkom." En ek was soos, "Julle oordryf." Ja, needless to say, hulle moes my uit die shower uitkom haal het, want ek kon nie loop nie. Daai pil was baie, baie sterk. En ja, dit was my amazing om te leer hoe jy jouself deur iets moet werk. Hoe jy vir jouself moet admit, okay, so hierdie is die goed wat my trigger. En hierdie is wat ek gaan moet doen om daai trigger te kan hanteer. Te kan weet, okay, dit is alright om so te voel, nie uit te freak daaroor nie. En dan, ek wil sê met 'n rustige kop te sit en te dink, okay, so ons gaan nou hierdie en hierdie en hierdie doen. En ja, ek was daar 'n week, toe sê ek vir hulle, okay, cool, ek wil huis toe gaan. En hulle het my almal so gekyk en ons het my gesê, "Hoorie, jy's deur baie. Ons dink jy moet nog bietjie bly." En ek het vir hulle gesê, ek is nie hier om te vergeet van my probleme nie. Ek is nie hier om weg te hardloop nie. Ek is hier om te leer hoe om te cope daarmee. En dis tyd dat ek terugkom by my lewe, sodat ek kan cope daarmee. Ek het 'n kind by die huis, ek het 'n man by die huis. Ek wil daar wees vir hulle. En ek is huis toe met al die duisende pille wat ek moes drink. En ek het na 2 weke het ek niks gevoel nie. Soos in ek was nie happy nie, ek was nie sad nie, ek was nie kwaad nie. Ek was net daar. En dit was nie vir my lekker nie. Dis nie wie ek is nie. Ek het nie een aand, sy my arme man, ek het hom deur baie gesit. Die een aand het ek en hy beklei en hy het vir my gesê, "Wel, dan gaan ek en Grayson weg." En ek het vir hom gesê, "Is fyn, gaan." En ek het daai volgende oggend wakker geword en ek was soos, nee,
hierdie is nie ek nie, dis nie hoe ek is nie. Gelukkig het hy nie my kind gevat en gegaan nie, dankie tog. Ehm, en ek het vir hom gesê, ek gaan nie die goed verder drink nie, ek weier. Ek drop dit nou, ek sal 'n ander manier kry om te cope met goed, ek sal chocolates eet, ek sal koffie drink, ek sal suurwurms eet, ek sal enigiets anders doen, ek gaan nie hierdie pille verder drink nie, want dit breek my as persoon, dit breek wie ek is. En ja, ons het aangegaan, ons het gefight, ons het gebid, ons het gealles om deur dit te kom. En nog 'n vriendin van my het swanger geraak en dit was vir my moeilik. Dit's moeilik geweest om dit te deel daarmee by myself, maar dit was vir my so lekker geweest om deel te wees van iemand anders se journey. En dan is dit, hulle is naar vandag, hulle weet dan sê ek, maar het jy al hierdie en hierdie probeer eet, of probeer hierdie so drink, of dit was my so lekker, want ek kon mamma Lisa gewees het om hulle te help. En hulle kinders is soos my kinders. Jy weet, dit was dadelik in hulle swangerskap in die hospitaaltyd, toe sit COVID, want dit was 2019 toe al my goed gebeur het. Die jaar daarna toe sit COVID, en dis hulle babietjies wat gebore word in COVID. So dis heeltemal iets anders vir hulle, dis heeltemal iets anders vir my. Ek sê vir hulle, ek weet nie eers waar om jou te begin help nie. Ek kan jou help met my storie, met wat met my gebeur het, met goed wat met my kind gebeur het, met medisyne wat gehelp het. Maar ek het nie 'n cooking clue hoe om hierdie COVID, jy's alleen in die hospitaal, niemand kan kom kuier ding te doen nie. Dit het hulle ook, hulle sê vir my, hoe het jy dit goed? Ek soos nie onthou, toe ek daar was, het almal kom kuier. Nou is jy alleen in die ding. So, dit was vir my nogals lekker geweest om ten minste deel te wees van iemand anders se happy story. Al kon ek nie my eie een gehad het nie. En dit was in daai tydperk het my ma my gebel. En toe sê sy vir my, Susan, waarvoor staan Lee? Hoekom Lee? Ek sê vir haar, nee, ek weet nie, dit was die naam wat teen die deur was. Dit is wat God vir my gewys het. So, ek het nie gaan kyk wat die naam beteken of niks nie. En sy sê vir my, okay, sy gaan bietjie net dink. Ek tog, okay, jy weet, dis al 'n rukkie na die operasie gewees, en okay, kom ons kyk nou maar, en sy het my gebel die dag, en toe sê sy vir my, jy wou dit gespel het, Leigh. Ek sê vir haar, ja. Sy sê vir my, sy het die aand gebid, en God het vir haar verduidelik waarvoor dit staan. Ek sê vir haar, okay. En sy sê vir my, dit het gestaan vir leave everything in God's hands. En ek voel, dit is so gepas, want op daai stadium in my lewe, nou as ek terugkyk, in daai oomblik het ek nie so gevoel daaroor nie, maar as ek terugkyk nou, is dit 'n stadium gewees waar ek het beheer gevat. Ek het besluit ek wil nog 'n kind hê. Ek het besluit ek gaan hierdie operasie gaan doen dat ons kan reg wees vir nog 'n kind. Ek het besluit waar die kamer gaan wees, hoe ons alles gaan doen. Ek het dit alles besluit. Dit was me. En ek voel, hy het dit op 'n weird manier gedoen, maar hy het my teruggebring orde toe. Hy het my ook oopgemaak om vir my te sê, it's not you, it's me working through you. En dis vir my goed wat ek lank, is nou al 6 jaar na dit, en is goed wat ek nou aandink, en is goed wat ek nou besef, hy het my, deur al daai, het hy soveel ander goed weghou van my af, my beskerm teen ander goed. So yes, ek het seer gekry, yes, dit was nie lekker nie, maar ek sal nooit weet wat sy goed het hy alles gekeer, laat dit nie met my gebeur nie. Hy het gekeer dat ek nie inwendig bloei en doodgaan nie. Hy het gekeer dat ek nie deur daai pyn moes gegaan het om 'n kind op 'n kind op 'n kind te verloor, of te moes aborteer, of hy het soveel ander pyne en ander seer gekeer, dat dit nie na my toe kom nie, dat ek eintlik deur die seer wat ek gekry het, is ek nog steeds gered van baie ander goed. En dit was iets wat my een oom altyd gesê het. Hulle is
het in Australië gebly en hy's 'n paar jaar terug oorlede en hy het ook verskriklik gesukkel met kanker en hy het altyd net gesê, weet jy wat, elke keer, elke operasie, elke kankertelling is God se manier om vir jou te sê ek's nog steeds daar en ek keer nog steeds ander goed. Ek keer ander goed, laat erger goed nie met jou gebeur nie. En ek weet ons almal sê altyd God gee sy grootste battles vir sy sterkste warriors. En ek voel altyd dis nie gepas nie, want ek het nie opgesign vir 'n war nie. Ek het nie my naampie op die lysie gaan sit en sê, "Hey, hoorie, hier's ek, kies my. Ek is reg vir die battle." Nee, ek is nie reg vir die battle nie. Ek wil nie die battle hê nie. Hy laat goed met jou gebeur om jou te vorm en om jou te groei en om die invloed wat jy het op die wêreld te gaan verander. Om vir mense te wys, maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak wat die wêreld jou kant toe gooi nie, maak nie saak die struggles wat jy het nie. God is nog altyd daar saam met jou en hy maak jou sterker. Dis niks wat jy doen nie. Al hierdie goed wat gebeur het al met my, dis al vir 6 jaar lank wat ek nog nie 'n oomblik het waar ek kan asemhaal nie. Dis een op die volgende en op die volgende een en hy het my nog nie laat gaan nie. Anders sou ek al lank al dood gewees het. Hy het 'n rede met my wat nog hier moet wees. Hy het 'n rede met alles wat moet gebeur en dis moeilik om soos ek sê, ek's OCD, ek hou daarvan om beheer te hê oor alles. Dis moeilik om daai beheer oor te gee. En actually daai wat almal sê, let go and let God. Dit klink baie maklik om dit te sê. Dis moeiliker om dit te doen. Ons is maar net mens. Dis moeilik om actually elke dag daai te doen en te sê, okay, dis nie meer in my hande nie. Dis nou in sy hande. Dis 'n challenge. Ja. Hoe het jou verhouding met God verander in hierdie proses? Baie, kyk, ek is grootgedoop toe ek 13 is. Ek het besluit al daai tyd, dis wat my lewe is en dis wie ek is. Ek het na my eerste kanker besluit, ek wil 'n tattoo hê. En tot baie mense wat geoem en geaai daaroor en jy's 'n Christen en dit is jou tempel en 110% ek is saam met jou daar. Maar ek het 2 jaar voor my kanker het ek gedroom 15 Maart. 15 Maart het gekom en gegaan en niks het gebeur nie. En daai Augustus het my kanker gebeur. So die volgende jaar se 15 Maart het my broer, hy is in Amerika begin werk. En voordat hy gegaan het, het hy vir my gesê hy wil baie graag 'n matching tattoo met my hê. Omdat hy aan daai kant is en ek aan die kant is, dan is iets wat ons altyd aan mekaar herinner. En ek het vir hom gesê, ek wil ook 'n tattoo hê, maar ek kan nie besluit wat nie. En met al die goed, nog altyd, as ek stres, dan vryf ek my hand so hier oor my nek. Nog altyd. En ek het net besluit, ek soek 'n tattoo in my nek. En ek soek 'n tattoo wat sê faith. Want dis my geloof wat my kop bo water gehou het, deur alles waardeur ek gegaan het. En elke keer as ek stres, dan doen ek dit, en dan voel ek dit, en dan sê ek soos, rustig, jou geloof het jou, God het jou, you got this, jou kop is bo water. En ek en hy het saam die dag gegaan, en die dag wat ons toe nou kon kry, die enigste dag wat die vrou oopgehad het om ons te help, was die 15de Maart. So alles het so in plek geval, en ons het gegaan, en ons het die tattoos op ons nekke gekry, ek het myne op my nek gekry, het syne op sy bors gekry, en dit is dieselfde design. En soveel mense het vir my gevra, ja, wat is hierdie in jou nek? Dan sê ek vir hulle, dit is my geloof wat my kop bo water hou. En ek het 3 blommetjies opgesit, net vir omdat ek wou. Nie, daar was geen rede daarvoor nie. En na die tyd het ek besef, maar dis vir God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dit is vir ek en my man en my kind. En al hierdie goed het so in plek begin val. En van daar af het ek en my ma 'n tattoo saam gekry. En
ek gaan sommer vir jou so probeer wys. Hy's nou onderste bo, maar vir my is hy regterkant hom. Mm, Maar dis ook 'n kruis en dis altyd die arm waar hulle my drip in sit. So, mm, as hulle my drip insit, is my mamma by my. En ek en my pa het 'n tattoo op ons bene gekry wat 'n pa en 'n dogter is wat mekaar vashou. So, as mm. hulle die kateter insit, dan is die pyp gewoonlik aan daai been vas. En dan is hulle almal by my, al kan hulle nie fisies by my wees nie. En dit was iets wat God vir my geleer het om okay te wees as dit net jy is, want Oh, hy is daar. Hy los jou nie. Obviously ek was baie kwaad vir hom gewees, want hoe kan jy al hierdie goed met my laat gebeur? Ek rook nie, ek drink nie, ek doen bogrol fout nie. Ek het 8 onderskeidings gehad in my swat toe ek geswat het. Hoekom ek? En ek voel dis die vraag wat ons almal altyd vra. Hoekom ek? Hoekom gebeur hierdie goed met my? En dis wat ek sê, daai van sy sterkste battles gee hy vir die sterkste mense. Ek voel hy gee daai battle vir jou om jou sterk te maak. Hy gee daai battle oh, vir jou om jou te wys jy kan dit doen. Jy is nie net nog 'n mens nie, jy is nie net nog 'n nommer nie. Jy beteken iets. Daar's 'n doel met jou. Daar's 'n rede hoekom hy jou create het van dag 1 af. Ons was al lankal gemaak gewees voordat ons eers gedink het daaraan. Hy het al geweet van ons, hy het geweet wat ons storie gaan wees. En ja, ek moet sê na al die goed wat gebeur het, voel ek nog steeds baie keer, sjoe, ek doen nie genoeg vir hom nie. Hy doen so baie vir my. Hy praat met my, hy is daar vir my. En yes, dis moeilik om as mens elke dag daai tyd eenkant te sit en jou Bybel te lees of te bid of baie keer raak die lewe net te besig. Baie keer raak alles net chaos en jou verhouding met God vat dan 'n dip. En dis asof hy dan in daai tyd kom en hy laat ietsie kleins gebeur. Net om my weer so al wakker te druk en te sê, "Jy, ek's nog steeds hier, hoor. Jy's nie alleen nie." So dis moeilik om te verduidelik hoe 'n verhouding met God kan verander, want in hierdie afgelope 6 jaar was ek al baie kwaad vir hom en het vir maande lank nie gebid nie. Maar in daai maande dan bid my seentjie elke aand en dan sê hy, "Ek bid vir my mamma want ek weet daar's ietsie nie lekker nie, maar ek weet jy's daar vir haar." oh. Dan begin ek snot en trane huil, want my kind bid vir Ja. my en ek kan nie vir myself bid nie. Maar nee, God is nog al die pad daar. Hy het my nog nie vir 'n oomblik gelos nie. Ek voel half ek het sy hand gelos 'n paar keer en dan gryp ek hom weer en hy's altyd daar. Hy drop my nooit. Jy lewe op 'n manier ook 'n ministry, dit wat jy doen. Ek het al gesien van die goed wat jy gemaak het en dit is vir my absoluut beautiful. Is dit deel van hierdie journey of is dit 'n aparte journey? Ek wil sê kyk, my company se naam is Lee Designs en ek het besluit op Lee Designs want ek het alles in God se hande gelos. Sure. So in 2024 was die ander kanker. Ja, dis nog 'n lang storie. Ons gaan op 'n aparte een moet doen. Ons sal hom apart doen. Ja, dit was dit. My hele lewe was toe heeltemal weergeruk. Ek kon nie meer die werk doen wat ek gedoen het nie. My lyf kon fisies net nie meer aangaan nie. En ek en my man het net besluit ons gaan nie gaan lê nie en ek het 'n lasercutter gekoop by my skoonma en ek het dit begin doen. Ek weet absoluut niks daarvan af nie. So dit was van vooraf moes ek alles leer en uitfigure hoe doen jy die stories eintlik. So dit was lekker, dis 'n challenge. En soos ek sê, ek het besluit op Lee Designs want hy het my nog nooit laat gaan nie en hy is in beheer van alles wat ek doen. En elke liewe keer, my company is nou 'n jaar en 'n bietjie oud, so dit is maar nog in die beginfases. Maar elke keer as ek dink, okay, nou ek het niks om volgende te doen nie. Ek het nie 'n projek nie, ek het nie 'n kliënt nie. Voordat ek dit kan klaar dink, dan kry ek 'n oproep met, "Hoi, kan jy asseblief my hierdie en hierdie doen?" Dan sê ek soos, "Okay, cool. Ja, ek sal." Hy het my nog nie gelos nie. Hy het my nog nie een dag kans gegee om
die goeders te design wat ek wil design nie. Hy is altyd soos ek en nee, maar hier is ietsie vir jou om te doen en hier is nog ietsie vir jou om te doen. En die oomblik wat ek dink, okay, wat gaan ek nou volgende doen? Dan is daar 'n Pinterest iets wat oppop of my ma wat vir my iets stuur en vir my sê, "Ha, kyk hoe cool lyk hierdie." Dan sê ek soos, "Okay, cool, ons gaan dit doen." Hy is legitly elke dag besig met my. Dit is amazing vir my om dit te voel, om deel te kon wees van hierdie en die goed wat ek maak 'n verskil in mense se lewens. Ek het vir my haarkapper het ek 'n kruis gemaak en ek love haar to bits. As dit nie vernas is nie, dink ek sou al my hare sou nie so mooi gelyk het nie. Ek sou al baie erger trane gehuil het. En haar hele salon is Christelike musiek wat speel en dit is net dis 'n feeling, dis 'n vibe as jy daar inloop. En ek verseker het vir haar 'n so. kruis gemaak wat sy opgesit het en ek voel nou kan ek deur dit deel wees van haar ministry, van hoe sy God se woord by mense uitkry en dis deur iets kleins wat ek doen. En al die klein goedjies maak 'n groot verskil in ander mense se lewens wat jy nie noodwendig aan dink nie. My company is eintlik die dogtertjie wat ek wou gehad het, want dit is om van voor af te begin iets wat jy glad nie ken nie, om al die groeipyne te probeer deurkry, om as iemand my bel en vir my sê, "Hoi, kan jy op leer engrave?" Dan sê ek weet nog nie hoe nie, maar ek gaan dit leer. Ek gaan dit uitfigure. En na 'n uur of na 2 ure se gespeel, dan weet ek hoe om dit te doen. En dan is dit net daai, ek wil half sê daai jy's goed genoeg feeling wat ek vir so lank nie gevoel het nie. Ek het gevoel, jy weet, dis my skuld dat my kind 'n alleen kind gaan wees. Dis my skuld dat my man nie nog 'n kind gaan hê nie. Dis my skuld dat my familie nie nog 'n kleinkind gaan hê nie. En sorry, trane gaan nou begin. Jy weet, ek het daai op my gedra en dis nog steeds op my. Dis nog steeds moeilik want my seentjie is 9. Dis baie moeilik om hom besig te hou want hy het nie iemand wat saam met hom kan speel nie. En hy sal baie vir my sê ek hou nie daarvan om alleen te wees nie. Niemand speel met my by die huis nie. 'n Naweek is so lank en dit breek my. Dit breek my elke keer en ek weet hy bedoel dit uit die goedheid van sy hartjie uit. Dit is glad nie dat hy dit bedoel of enige iets nie. En hy die een Kersfees, ek dink hy was 5. Want ons het vir hom probeer verduidelik, ons het vir hom gesê daar was 'n gogga wat mamma siek gemaak het in die plekkie waar die babietjie moet groei en om die gogga weg te kon kry, moes hulle daai plekkie uithaal. Want hoe anders verduidelik jy vir 'n 3-4-jarige wat aangaan en hy wil weet hoe kom kry hy nie 'n boetie of 'n sussie nie, want al die maatjies kry boeties en sissies en dit was moeilik. En hy die een Kersfees het hy was besig om mango's te sny, ek sal dit nooit vergeet nie. En hy het agter my kom staan en hy het gesig. En ek het vir hom gesê, "My liefie, wat nou?" En hy het vir my gesê, "Mamma, Kersfees is baie lekker en Kersvader het vir my baie persente gebring, maar ek soek eintlik 'n boetie of 'n sussie." En ek het in daai oomblik het ek afgesak na hom toe, ek het nie geweet wat om te sê nie. En ek het afgesak na hom toe en ek het hom so gekyk en hy het sy handjies altyd so op my gesig gesit. En hy het vir my gesê, "Mamma, maar gelukkig het ek jou." En in daai oomblik het ek besef dat 'n kind van 4 verstaan emosies baie beter as wat ons groot mense doen. Hy het verstaan dat dit is vir mamma moeilik, dit is nie vir mamma maklik nie. Dit maak mamma seer en hy weet ek sal alles vir hom gee en elke aand nou nog voor hy gaan slaap. Hou hy my vas en hy sê vir my, "Mamma, jy is my alles." Want ek het altyd en ek sê dit nog steeds vir hom. Ek sê vir hom, "Jy is my alles." En ek voel hy verstaan baie keer goed beter as wat groot mense doen. Hy verstaan goed beter as wat ek het doen. Dan sal ek sit en ek sal huil oor iets en dan sal hy vir my sê, "Mamma, hoekom huil jy?" Sê ek vir hom, "Ek weet regtig nie."
ek kan nie vir jou sê hoekom nie. Die walletjie het gebars en die trane stroom en ons huil. En dan sal hy bo op my skoot kom sit en hy sal saam met my huil. Dan sê ek vir hom, "Hoekom huil jy?" Dan sê hy, "Mamma, want jou trane maak my emmertjie vol en my emmertjie loop oor." En dan besef ek net wat 'n spesiale verhouding dit is om 'n oop emosionele verhouding te kan hê met iemand, waar jy nie hoef goed weg te steek nie, waar jy net jouself kan wees. En dit is iets waarmee ek sukkel, want ek voel nie elke dag happy en excited en positief. Dit is nie elke dag daar nie, en ek moet myself leer dat dis okay. Dis okay om nie elke dag 110% positief te wees nie. Jy mag 'n dag hê waar jy net huil en dit is hoe dit is. Maar ek wil half sê ek laat myself nie toe om tot op daai punt te kom nie, want dis nie lekker nie. Dit maak seer en ek wil dit nie voel nie. So dan stoot ek dit weg of ek praat dit weg. Of ek eet te veel chocolates om my mond besig te hou dat ek nie kan praat nie. Dis moeilik om op 'n punt te kom in jou lewe waar jy besef dat elke dag vorentoe is nie net 'n maklike dag nie, is nie net 'n lekker dag nie. En om deur dit te kan werk en om te kan weet dat môre is nog 'n dag en jy kan môre beter doen as wat jy vandag gedoen het. Maar as jy nie kan nie, is dit ook okay. Lisa, vir baie vrouens, wanneer hulle 'n kankerpad stap, is dit asof dit 'n groot effek op hulle huwelik. Hoe het julle hierdie ding deurgekom? Want julle klink vir my baie naby en julle pak die goed saam aan. Hoe het jy as vrou dit beleef? Kyk, dit is nog steeds baie moeilik. Ons was op daai stadium net getroud. Ons het in 2015 getrou en in 2019 het al hierdie goed gebeur. En ja, dit was my rof gewees, want nou is dit ewe skielik asof jy is nie meer 'n vrou nie. Want die orgaan wat jou 'n vrou gemaak het, die rede hoekom jy vir hoeveel jaar lank al periods gehad het om eventually te kan swanger raak en 'n kind te kan hê, is nie meer daar nie. Die hormone is absolutely haywire. Jy wil eintlik geen fisiese kontak hê nie, want emosioneel voel jy klaar, ja, ek is nie goed genoeg nie, want ek kan nie intiem wees saam met my man nie, want dis seer. En as ek sê seer, is dit nie net eina en dis verby nie. Dit voel asof iemand 'n mes in jou insteek. Hulle moes my hele cervix moes hulle met 2 centimeter nog verkort het ook. Dit is, jou hormone is nie in plek nie, so alles is teen mekaar. En op daai stadium, soos ek sê, ek was 28, ek het nie geweet wat hel gaan aan nie. Hierdie is goed wat jy eers mee moet deel as jy in jou 60's is. Ons is nog in ons eerste paar jare van getroud wees, dit het 'n groot ding gehad op ons. Dit was rarig. Dit was vir my om myself te kan oopmaak om intiem te wees saam met my man, was my 'n challenge, en dit is nog steeds. Dit is nie iets makliks nie, dis iets waaraan jy elke dag moet fight, want mentally is dit klaar, okay, jy gaan seer hê. Dit gaan nie lekker wees nie. Dit gaan nie wees soos wat dit altyd was nie. Dan is dit fisies, ek het gebloei na die tyd, want alles skeer stukkend, want dit is kurkdroog, want jou hormone is nie in plek nie. Jy kan al die lubrikant gebruik wat jy wil, dit werk net nie. Jy voel asof jy die grootste mislukking ever is. En jy is nie. En dit breek 'n mens, dit breek jou heeltemal. Ek het na die tyd, het ek 'n sakkie gaan warm maak, 'n pittesakkie, en opgesit, want al jou spiere trek spasma. My bene het dood gegaan, ek kon nie loop nie, want al daai spiere, al daai senuwees
gaan haywire. So, dit is nie, almal dink, ja, jy het 'n hysterektomie gehad, jy het nooit weer 'n period nie, ag lekker. Dit is nie, dit is rarig, dis van die grootste challenges wat ek al ooit in my lewe moes deurgaan, en dit was net die begin van dit. Ek bedoel, later het daar soveel ander goed ook nog gebeur. My blaas het issues gegee, ek het glad nie gevoel dat ek na badkamer toe gaan nie. Ek sou 2:00 die middag eers besef het, ek het nog nie gaan piepie vandag nie. En as ek badkamer toe gaan, is dit asof jou water breek. Dit was nie seer nie, dit was nie gevoelig nie, dit was niks. Dit het net gebeur. En ek het in 2022 het ek op 'n dag in mekaar gesak, want toe kan ek nie meer regop staan nie, toe het ek so seer. En my man het my hospitaal toe gevat en hulle het 'n kateter ingesit en daar het 1.8 liter se piepie uit my uitgekom. Om dit in perspektief te sit, dis soveel water soos wat in 'n ketel is. En 'n normale vrou, ek is nie normaal nie, ek het nou al ge-accept, ek's die exception to the rule. Normale vrou se blaas, as jy voel jy gaan nou in jou broek piepie, is dit so 450 ml. So ek kon amper 4 keer dit gedraai het en ek het niks gevoel nie. So toe het hulle my opgeneem en gekyk, want my blaas het toe heeltemal gerek. En die senuwee wat van jou blaas af na jou brein toe gaan, om te sê, hoorie, ek is vol, ek moet gaan piepie, hy het skade gekry met die operasie. So, daai senuwee het glad nie gewerk nie. Toe sê hulle vir my, hulle moet vir my 'n stoma sakkie doen. So hulle gaan my blaas heeltemal uithaal, en dan het ek die sakkie. En met die sakkie is dit dan nou gereelde opvolg, en ja, ek was 32, en dit was vir my 'n major ding. Dit was asof die trein my weer van voor af getref het. En die dokter wat ek gehad het op daai stadium, ek het hom geloof, hy het soos Wreck-It Ralph gelyk. So, hy was awesome. En hy het vir my gesê, Lisa, weet jy wat, ek gaan dit nie aan jou doen nie, jy is nog heeltemal te jonk. Maar die ander opsie is selfkateter. En in daai oomblik was ek soos, wat is dit? Dis nie iets wat ek al gehoor het van nie. Jy is nog te jonk, soos ek sê, die goed hoor jy eers as jy ouer is. Jy leer eers van al die goeie as jy ouer is. En ja, toe moes ek 5 keer 'n dag selfkateter om my blaas te kan probeer terugkry, laat hy terugshrink na wat hy moet wees. So dit was moeilik, want nou moet jy 5 keer 'n dag die pypie indruk tot waar hy nie meer kan nie, laat die piepie deur hom uitloop, en dan kan jy hom nie net uittrek en is klaar nie, jy moet hom stadig uittrek en jy moet hom draai, laat hy al die piepie uitkry, en jy moet dit 5 keer 'n dag aan jouself doen. So, teen die einde van 'n dag, as jou man wil intiem wees, wil jy nie. Jy wil nie nog iets daarna by hê nie. Dis seer, dit is ongemaklik, dis humiliating. Jy is embarrassed, heeltemal. Dis emosioneel iets wat ek voel, nie een vrou moet deur dit gaan nie, dit is horrible, dit is die meeste wat ek al ooit in my lewe gevoel het, like, ek kan nie meer nie. Want dis nie net 'n operasie en is verby nie, dis 'n elke dag. En dit is nie van, môre is ek okay nie, môre moet jy dit weer doen. Nou moet jy dit weer doen. Dit hou nie op nie. So daai was vir my moeilik, dit was vir my regtig rof, en jou lewe gaan aan. Jy het nog steeds 'n kind, jy het nog steeds 'n werk, jy moet gaan groceries koop, jy moet, al hierdie goed is net, jy moet dit doen. En dit was vir my moeilik, veral by die werk, want ons badkamers was nie binne in ons kantore nie, dit was net so aan die buitekant. So, nou moet ek met hierdie sakkie loop, waarin ek nou
al my kateters het en 'n spieeltjie het wat jy aan jou been moet vasmaak sodat jy eintlik kan sien wat jy doen. En jy moet al jou klere uittrek want jy moet verkeerde kant om op die toilet sit sodat jy actually kan sien wat jy moet doen. Dit was verskriklik. Nou moet ek elke keer met hierdie sakkie verby almal loop, badkamer toe. En die mense kyk nie noodwendig vir jou of hulle weet wat aangaan nie, maar jy voel in daai oomblik so selfbewus dat jy wil weghardloop. En my baas was amazing. Toe dit alles gebeur het, toe sê sy vir my, jy gaan van die huis af werk vir 'n maand. Dat jy eers gewoond raak hieraan. Dat jy eers gemaklik raak daarmee voordat jy dit voor enige iemand anders of in enige ander plek moet gaan doen. En dit het my so baie gehelp, want as ek nie net daai tyd gehad het om dit te kan, ek wil sê, te kan prosesseer vir myself en vir myself te kan sê, dis okay, dis hoe dit is, dis nie so erg nie, jy kan dit doen, jy het dit nou al vir 'n rukkie gedoen, om net deur daai eers te kon werk, was vir my nogals 'n groot ding. En dan van daar af het jy die goed altyd by jou. So jy dra nie meer 'n klein handsak nie, jy dra nou 'n huge handsak, want jy moet al hierdie goed inpas. En jou seentjie kan nie meer, as jy in 'n mall is, gaan saam met jou in 'n badkamer ingaan nie, want jy moet al hierdie goed doen. So jy piepie voordat jy iewers heen ry, en as jy daar moet piepie, dan knyp jy nou maar, of jy probeer nou maar, of as jy terugkom by die huis, dan kateter jy so gou soos wat jy kan, want dit kan nog nie ophou nie, want dit maak die heeltyd 'n infeksie. So ek is die heeltyd op antibiotika, want ek het die heeltyd blaas- en nierpypinfeksie. So dit breek nou weer jou darmes aan, jou maag, jou alles. Dit het net so groot effek op elke liewe ander ding in jou lewe. So om intiem te wees was vir my, nee dankie. Ek wil nie, los my uit, moenie aan my vat nie, moenie vir my kyk nie. En dit is glad nie die persoon wie ek is nie. Ek is 'n loving, bubbly persoon. Ek druk almal, ek vat aan almal. As hulle nie daarvan hou nie, hulle probleem, hulle kan later gaan huil daaroor. Ek wil aan jou vat, so ek gaan vir jou 'n drukkie gee. En dit was vir my so moeilik om deur daai te werk dat ek wou myself nie eens in die spieël sien nie. Ek het gaan aantrek binne in my kas en uitgekom en dan soos okay, cool, dit is wat ons doen vir vandag. Ek wou nie myself enigsins sien nie, want al hierdie goed het so deur jou kop gegaan, en in daai oomblik dan dink jy ook, sjoe, okay, jy weet, maar ek kan nie saam met my man intiem wees nie, maar hy het dit nodig, hy het nodig om daai ek is lief vir jou te voel, en vir hulle is 'n liefdestaal heeltemal anders as wat dit vir ons is. En dit is moeilik, dit is so moeilik om te probeer oop wees en te probeer vulnerable wees as jy self nie wil vulnerable wees nie. En dis iets wat ek nog steeds mee sukkel. My man sal baie vir my sê, gil net op my, skree net op my, kry dit net uit jou uit. Dat ek soos ek kan nie, want ek gaan sleg voel omdat ek op jou skree. Ek kan nie dit doen nie. So dis moeilik, dit was rarig, dit was die moeilikste tyd in ons getroude lewe. Want vir my was dit nie 'n prioriteit nie. Ek het nie gedink daaraan nie. Ek het gedink aan, okay, ek moet kos maak, ek moet my kind by die skool kry, ek moet werk, ek moet hierdie. So as 9:00 in die aand kom, wil ek tog net slaap asseblief. En hy wil my net vashou en ek is net soos nee. Dit het ons gebreek en dit vat baie om te herstel daaruit. En dis moeilik want ook jy wil na 'n sielkundige toe gaan, maar hy is nie noodwendig oop vir dit nie. En jy voel jy het dit nodig. En jy het eintlik in daai, ek wil sê in daai afdeling het jy couples counselling nodig. En dis moeilik as julle nie op dieselfde bladsy is nie. As jy voel jy het dit nodig en hy voel hy het dit nie nodig nie, jy het dit nodig. It's very difficult. En dit het baie gevat. Dit het baie gevat aan ons om eventually tot op die punt te kom waar ons nou is. Dis nog steeds moeilik. Dit is nog steeds nie maklik nie. Dit
is 'n fight elke dag, veral vir jy as vrou, Mhm. om dit te prioritiseer. Ja. Want nou het ek ook my eie company, ek het al hierdie goed wat aangaan. Ek moet dit letterlik in my dagboek vir my neerskryf om te sê, Mhm. "Sussie, vandag is die dag." En ek moet Mhm. stiek by dit. Anders Ja. raak ek so besig met al die ander goed en ek vergeet daarvan. En dan mans voel jy vergeet van hulle. Jy's nie meer lief vir hulle nie. Mhm. Want dit is Mhm. waar hulle liefde lê. Hulle liefde lê in aanraking, in touch en jy is net op daai punt nie daar nie. So ek Ja. moet myself nog steeds elke dag hier waar ek sit, is al 6 jaar, ek moet myself elke dag herinner dat as jy verby hom loop, gee hom net 'n drukkie. Of hulle doen dit mos altyd, as jy verbyloop dan slaan hulle jou op die bout. Ek het nou al geleer om dit terug te doen. So dit moet 'n gewoonte word. Dit moet iets wees wat jy eintlik net doen. Jy moenie eers daaraan dink nie. Maar vir my was dit so moeilik want as ek jou 'n druk gee vir te lank, dan kry jy die idee dat daar kan iets gebeur. En ek is Mhm. tot in my klein toontjie toe so bang, ek wil nie laat daar iets gebeur nie. So nou wil ek jou nie 'n langer drukkie gee nie, want ek wil nie hê jy moet daai illusion in jou kop kry nie. Mhm. Maar nou gee ek jou so kort drukkie, nou voel jy ek skeep jou af. En dit hou net aan, die sirkel gaan net aan. Jy Mhm. voel asof jy nooit wen nie. En ek kan eerlikwaar vir jou sê vandag hier waar ek sit, weet ek nog steeds nie. Dis nog Mense het nie steeds 'n al die fight. antwoorde nie en dis okay. Glad Maar nie. jy klink verskriklik oulik met hom en jy doen moeite en weet jy wat, om 'n ding neer te skryf, dis goeie raad. En as mens pyn het, dan dink ek, is dit amper asof jou liggaam aspres nie daaraan wil dink nie, so jy vergeet aspres. 100%. Weet, 100%. ek dink elke huwelik is werk. 'n Mens moet aanhou daaraan werk, maar ek dink daar is 'n spesiale uitdaging as jy deur ernstige siektes gaan. Het jy gevoel dat daar 'n isolasie is in die feit dat dit nie 'n ooglopende ding is nie? Niemand kan sien dat jy siek Niemand kan is sien nie. daar's iets fout nie. Ja, en Mm. almal dink, jy weet die gewas is uit, so jy's fine. En met die kateters ook. Jy doen dit al vir so lank. Ek het dit vir 3, 4 jaar gedoen. So jy doen Ja. dit so lank, so jy is mos al gewoond daaraan, so dis mos dan nie meer so erg nie. Dit het gevoel asof dit wat elke dag aan jou, ek wil sê aan jou skaaf, aan jou skuur, aan jou seermaak, is vir ander mense, ek wil sê, nie meer belangrik nie, of hulle dink nie meer daaraan nie. Klein, simpel goed. Ons gaan kamp. Okay. Gaan kamp in die middel van die Kalahari. Daar's niks, daar's 'n long drop. Okay. Ek moet kateter. Dit moet skoon wees. Dit moet higiënies wees. So wat, gaan ek nou nooit weer gaan kamp in my lewe nie? Of gaan ek met 'n blaas en nierpyp maar weer terugkom want dit is nou maar wat dit is. Maar jou man sien dit of as jou familie of saam met wie ook al jy gaan, hulle sien dit as, dis lekker ontspan, ons is uit, ons is in die natuur, ons is nie in die stad nie, dis lekker. Hulle dink nie aan daai tipe van goed nie. Waar dis vir jou is dit 'n groot issue en dis 'n groot bekommernis. En hulle dink nie daaraan nie en die oomblik wat jy dit vir hulle sê, voel dit so half asof jy kla. Jy moan. Ja. En my man het ook op 'n punt gekom en ons het baie fights daaroor gehad dat jy kla die hele tyd. Ja, ek kla die hele tyd. Ek probeer jou eintlik net herinner dat hierdie is iets waaraan ek moet dink. So ek kla nie noodwendig om te sê ek gaan nie saam met jou gaan nie. Ek probeer sê neem net in ag dat hierdie is goeders wat ek nodig het as ons gaan. Of dis goed waarmee ek gaan hulp nodig hê as ons gaan. En dis moeilik. Dit is even ja, na alles, na my
kanker en goed wat ek nou weer gehad het en my behandeling en goed, almal is soos, maar jy lyk goed, so jy's fyn." Jy is nie fyn nie. Jy gaan nooit weer fyn wees nie. En ek wens dit is iets wat Google vir jou kan sê, want ek voel dit is die enigste ding wat jy nodig het om te hoor. Jy Ja. gaan nooit weer fyn wees nie, maar dit wat jy nou is goed genoeg. Dit wat jy Ja. nou is perfek. Ja. Jy gaan nie weer die Lisa wees wat jy was in 2018 nie. Never. Ja. Jou lewe verander, jou omstandighede verander en jy is die beste jy. So, dis okay. Dit is okay om nooit weer okay te wees nie. Jou okay gaan nie okay wees vir ander mense nie. Jy moet net weet dat die situasie waarin jy jouself bevind is perfek vir jou. Ander mense hoef dit nie te verstaan nie. Hulle gaan sien dat jy myn daaroor of jy bly negatief, want dit is die ander woorde wat jy ook gaan hoor is, jy's altyd negatief, jy kyk net na die negatiewe goed. Nee, ek kyk na waar gaan ek piepie in die bos, dis waarna ek kyk. Ek is nie negatief nie, ek is logies. So, baie mense het baie opinies. En ek het ook nou al, as jy nuwe vriende maak, nuwe mense ontmoet, en jy begin praat, en dan obviously kom hierdie goed uit, want dit is deel van jou storie, dis deel van, ek wil altyd sê, dis deel van jou painting, dis een van die kleure op jou canvas, en dan sal dit dadelik, maar ek sou dit nooit gesê het as ek jou so gesien het nie, jy lyk dan so great. Dit wys jou net weer eens hoe wonderlik make-up en klere en hare en nails kan wees. Dit wys jou eintlik hoe goed mens pyn kan vermom, kan toemaak en kan wegsteek. Dit is maklik. Dit is maklik om dit weg te steek. Dit is maklik om te maak asof dit nie bestaan nie. Dis moeilik om vir jouself te erken, dis waar ek is en ek het seer of ek is nie lekker nie of ek het 'n bad dag. Dis moeilik om daai masker vir jouself af te haal en vir jouself te sê, weet jy wat, hierdie is wie ek is. Ek sukkel nog steeds. Ek het al soveel operasies gehad, ek kan hulle nie eens meer tel nie. En ek sukkel om myself in die spieël te kyk. Ek sukkel om na my eie liggaam te kyk, want ek sien die snye raak, ek sien die seer, ek sien jy gaan nooit weer 'n bikini kan dra nie, want daar is merke all over. En ander mense sien dit as, die ander dingetjie wat jy baie hoor is, wear your scars with pride. Nee, ek wil hulle nie gehad het nie. So dis nie lekker nie. Dis moeilik, dit is rarig, dit is so moeilik om te probeer om die persoon te wees wat jy kan fake. Is daar 'n plek waar jy dit nie hoef te doen nie? Huidiglik by my lasermasjien. Van daar kan ek huil, ek kan sing, ek kan dans, ek kan doen net wat ek wil, want dit is ek en my masjien en my kreatiwiteit. So, dis die een plek waar ek regtig voel, my man het homself doodgelag na die dag, want dit ek my earphones in, en ek is besig om al my worship liedjies te luister, en ek spring en dans en gaan te kere, en hy het ingeloop, en ek het hom nie gehoor nie, en hy lag homself dood vir my, hy sê, waarna luister jy? Ek sê, ek is besig om te worship, hy sê, nee, ek hoor dit, maar jy sing saam. Ek sê, ja, okay, en ek weet, sing is nie my talent nie, maar hier binne is dit ek en ek sing so. Dis beautiful. Lisa, is daar iets wat ek jou nie gevra het nie, wat jy voel, jy vandag moes sê, voordat ons volgende sessie het op 'n stadium? Ons het so baie goed gehanteer. Ek voel die belangrikste ding wat ek op hierdie oomblik vir enigiemand, mans, vrouens, kinders, enigiemand daar buite wil sê is, jy's nie alleen nie.
Jy Mhm. dit voel of jy alleen is en die wêreld laat jou alleen voel. Dit is so maklik vir jou om op daai punt te kom van ek is nie meer goed genoeg nie. In daai oomblik, asseblief voordat jy enigiets doen, kyk op na die wolke toe. Moenie in 'n spieël kyk nie, moenie na jou foon kyk nie. Kyk op na die wolke toe en kyk, nie een wolk lyk soos 'n ander een nie. Nie een is dieselfde size of shape of kleur of niks nie. Elke een verskil. En as God elke dag, elke wolk kan verander, kan hy jou verander. Hy kan in jou goed laat gebeur wat jy nie eens weet is moontlik nie. Hy kan jou ek wil wel sê hy kan jou volmaak dat jy kan huil en kan jou trane uitkry, want partykeer het mense nodig om te sien dat die sterk Lisa en die positiewe Lisa ook 'n moeilike dag het en ook deur 'n moeilike tyd gaan, dat hulle nie voel hulle is alleen nie. So ja, kyk op, kyk boontoe, sien God in alles. Die wêreld kan vir jou die seer en die pyn en die duiwel wys in alles. Dit is super maklik. Maar om God te sien in alles, vat partykeer bietjie werk. En neem partykeer so bietjie jou perspektief op die lewe change. Dis moeilik, want ons is almal stuck in our ways. But just change your perspective on how you see things. En dan gaan jy baie meer goed sien. God gaan baie meer goed vir jou oopmaak as wat jy ooit geweet het is moontlik. So. Dit was so lekker om met jou te gesels. Dit was vir my amper soos 'n belewenis. Ek voel of ek saam met jou deur hierdie storie loop. Ons sien uit na die volgende koffie saam. Volgende keer wil ek graag dat jy vir ons bietjie wys hoe lyk jou laser, want ek het per toeval die kruis by Nas gesien. En toe sê ek vir nee, daai ding is nou vir my baie mooi hoor. En toe wys hy vir my, o nee, maar daar's 'n rooi enetjie ook. En dis ek soos, "O nee, kyk, wie is die vrou?" En ek het toe nog nie geweet ek en jy gaan hier sit en gesels eendag nie. So, jy's 'n inspirasie, jy is vir my beautiful. Dit was so lekker om met jou te kuier en so voorreg. Baie dankie. Dit was tyd wat jy lekker gevat het om om met ons te share. dis lekker om my storie te kan deel met mense en te kan weet iewersters kan ek iemand se hartjie rustig maak as hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Dit doen jy verseker. Dankie Lisa. Baie dankie.